Dit is vandag Vrydag 27 Februarie. Baie welkom by hierdie luistermeditasie in Lydenstyd. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 10 en ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ons praat van Lydenstyd as 'n reis na binne, 'n reis deur die wildernis, bewus van dit wat ons moet laat gaan, wat dalk tussen my en God kan staan. Maar dit is ook tuiskoms by God. Daar's soveel dinge wat gereeld ons aandag vra, wat ons gedagtes maklik wegvat, ons vul met spanning, selfs wanneer ons stil word. Daarom nooi ek jou nou om daar waar jy is, stil te word. 'n Paar keer diep asem te haal. En tot rus te kom met die wete, dat niks jou kan skei van die liefde van God nie. Bid saam met my hierdie gebed. Here, in die kors van die aarde lê die saad en wag vir die reën. God van lewe, kom skenk nuwe lewe in my hart. God van lig, skenk u lig, sodat midde my reis en my wrogings en twyfel, die pad duidelik vir my sigbaar sal raak. Ek weet dat na die brand raak dit weer groen, en na die dood kom die opstanding. Maar in hierdie tyd in die wildernis, Here, kom bid ek vir genade en vir geloof, om ten spyte van beledigings skoonheid raak te sien, om ten spyte van wonde heelheid te ervaar. God van genesing, skenk vir my u genade. Twee Korintiërs 4 vers 7. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref kom van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Paulus praat hier vanuit sy ervaring van sy geloofsreis saam met God. Wat het jy vandag in hierdie eerlike woorde van Paulus gehoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Of watter vraag het daar dalk by jou opgekom? In die Message vertaling van Eugene Peterson vertaal hy vers 7 so: If you only look at us, you might well miss the brightness. We carry this precious message around in the unadorned clay pots of our ordinary lives. Ek dink soms het ons nie eers die krag
om te misluk nie. Die moed om te laat gaan wat ons weet ons moet los nie. Ek dink dit is in hierdie tye wat 'n eerlike gebed dalk so klink: Here, help my om my tekortkominge te erken. Om nie net in my kop te weet ek het tekortkominge nie, maar help my om te kan voel in my hart. Om te kan weet, ek is maar ook vol krake en dit te omarm. En daarom dink ek is lydenstyd vir alle tyd waar ons groei in nederigheid. Ook die nederigheid om genade te kan ontvang, om te weet wat ons nodig het, om vir die Here te vra om ons oop te breek. Dit is om te erken dat hierdie reis saam met God eintlik al oor 'n lang tyd kom, maar om ook bewus te wees daarvan dat ons ook maar weer die mure in ons hoog bou, wat God en ander uithou. Want al wat dit soms kort is 'n ligte briesie, en hierdie mure val in mekaar. Die weerstand waai weg. Dalk is lydenstyd 'n tyd om te sê, Here, gee my die krag om te kan misluk, om U werklik nodig te hê. Hier en nou, kom knielik voor U en vertrou my hele lewe weer aan U toe. Wat sal dit vir jou beteken om juis in lydenstyd jou mislukkings en tekortkominge weer in die oë te kyk en te sien as 'n geskenk in lydenstyd om te groei in afhanklikheid van God? Ek dink dit is beide bevrydend, maar ook moeilik, om te erken dat ons kleipotte is, wat maklik breek. En een manier om ons hiervan bewus te maak is om te vas, om sekere dinge te laat staan. So dalk vra dit van ons om in hierdie tyd te vas van ons talente, van ons bevoegdheid, om herinner te word aan ons afhanklikheid, om elke keer as ek iemand sien in 'n rolstoel of in krikke, bereid te wees om ook die geselskap van my swakhede op te soek. Om dalk hierdie ding te laat gaan om te dink jy moet altyd alles 100% korrek doen. Dalk kan ons gebed wees, Here, ek het nodig om te vas daarvan dat ek altyd alles kan doen en alles wees vir almal. Want met die beste intensies daag ons soms by mense op en is so arrogant om te dink ons kan ander red en nie God nie. Dalk het ons nodig om te sê, Here, ek wil stadiger beweeg en laat gaan, hierdie ding in my om al ewig so reg te wees. Om te erken ons honger na groei. Een manier om dit te doen is om dalk weer die gelykenis van die barmhartige Samaritaan te lees en te besef ek is dalk die reisiger in die sloot wat afhanklik is van die omgee van die Samaritaan. Dis om vir God te vra om jou te help om jou weerloosheid raak te sien. Om ook te kan ontvang wat ander gee. Om te kan wees sonder om te doen. Om te vertrou sonder om te probeer bewys. Om te ontvang sonder dat jy dit verdien. Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Here God, dankie vir hierdie woorde van Paulus, om te kan weet dat ek die sterwe van Jesus altyd saam met my dra in my liggaam, sodat ook die lewe van Christus kan sigbaar raak in my liggaam. Here God, ek vergeet so maklik hierdie woorde. Hierdie beloftes wat U maak, leef so passievol in my hart, en as ek weer sien, dan het ek dit vergeet. Vergeef my ongeloof, Here. Lei my terug uit die grysheid van die lewe. Ek weet U honger na 'n opregte hart. Laat ek dan diep in my diepste menswees weet hoe U wil dat ek vandag moet leef. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Here, kom vat my hand en lei my deur die wildernis.